Droomdelwers deur Esta Stein, hoofstuk 1. My naam is Keppies Kilian, maar dit staan nie so op my geboortepapiere nie. Daar staan dit opgeskrywe as Kirstoof Jacobus Kilian. Ek kan nie self nie sê waar die naam Kirstoof vandaan kom nie. Niemand het my ooit so genoem nie. My ma goed hulle ookie. Ek was maar van kleins af Keppies gewees. Ek is 76 jaar oud en ek is hierso gebore op Vlaktevallei by die Groot See van ons Weskus. Dis hoekom hierso waar ek nou sit om my storie te vertel. Ek weet nie hoe mens so 'n soort storie vertel nie. Waar loop al jy sy begin? Hy so is die see self. Hy swel op in jou kop soos 'n groot duining, maar voordat jy hom kan vasvat, breek hy uit op die sand. Al wat jy sien is sy skuimstreep. Dan glip hy terug diep water toe. Maar voordat hy terugglip, sal ek hom vasgevat moet kry, want hy skrou om gevertel te word. Miskien begin my storie op daai Sondag waar die rooikop uit die Silverkruistronk uitgekom het van die Vrystaat af. Sy was die oudste dogter van oorlee Hendrik Royal. Leendra van Helberg kyk om haar heen. Die busterminus op die Kaapse stasie is 'n luidrigtige gedrang van mense wat kom en gaan. Waar is oom Phil? Sê nou hy het vergeet. Mense strooi trollies met bagasie rond. Sy het nie bagasie nie, net die bruin papiersak met padkos wat hulle vir haar by die uitklaringstoonbank gegee het. Toe broodjies met Marmite en kaas, 2 appels en 'n pakkie chips en koeldrank. Sy het nie die brood geëet nie, net die appels. Sy sien 'n tenger koerantverkopertjie wat teen 'n pilaar leun. Die kind lyk val van die honger. Sy stap na hom toe en sit die bruin papiersak op die stapel koerante neer. Hy kyk haar dankbaar aan en maak die papiersak oop. Liewe kind, jy weet nie waar hierdie brood vandaan kom nie. Mag jy nooit in jou lewe op so 'n plek beland nie. Sy stap weg en wanneer sy omkyk, sien hy hoe dat die kind gulsig eet. Haar bene voel bewerig. Sy het nie op die bus geslaap nie, was die hele nag bewus van die weerkaatsing van haar gesig teen die glasruit. Niks seggende oë wat in haar hare kyk, sonder enige teken van vrywording. Toe die oggend grys word oor die Karoo, het sy wel ingedommel, net om weer wakker te skrik en te weet dat sy nooit vry sal kan wees, voordat sy nie die waarheid weet nie. Die volle waarheid, en niks anders nie as die volle waarheid. Dan sien sy Phil van Tonder, wat van ver af aankom. Netjies aangetrek, grys baadjie en rooi das. Hy is dikker om die middel, as wat sy kan onthou. Die kepe om sy dubbele ken het dieper geword. Voorheen het sy nooit juis veel vir hom te sê gehad nie. Nou is sy oneindig dankbaar om hom te sien. Vir die eerste maal sedert die traliehekke agter haar toegeklap het, besef sy dat sy regtig op pad huis toe is, Soutmansdal toe. Oom Phil! Sy swaar arms vou vaderlik om haar skraal liggaam. Sy stem klink aangedaan. Ek kan nie glo jy staan voor my nie. Ek kan dit ook nie glo nie. Waar is jou goedjies? Die kar is daar oorkant. Ek het gesukkel om parkering te kry. Ek het mos nie bagasie nie, oom. Net 'n helse vrag uit die verlede. Teen die pilaar is die koerantverkopertjie besig om die pakkie chips te eet. Hy glimlag vir haar, sy glimlag terug. Dis meer as 2 ure se reis Soutmansdal toe. Phil van Tonder se groen Mercedes drein oor die Weskuspad. Leendra sit stil en staar voor haar uit. Phil kyk haar vlugtig aan. Hy het gedog dat die pad kort sal wees, dat sy aanhoudend sal praat oor die lewe daar aan die kant. Maar sy praat nie. Daar is net 'n vreemde stilte tussen hulle. Hy skraap sy keel skoon. Jy weet seker dat ek nie weer getroud is, né? Aunt Sweetie het vir my geskryf. Ook maar goed, want ek is nou nie so 'n waferse korrespondent nie. En ou Sweetie sal natuurlik altyd die eerste een wees om al die kinderstories oor te dra. Wat sê sy nogal van Lucia? Nie veel nie, dat sy 'n stillerige soort mens is. Ek het die huis so bietjie laat opknap na die troue. Lucia is dit nogal goed gewoond. Haar ma kuier op die oomblik by ons. Welgestelde ou lady, met 'n plaas in die Karoo. Hulle beplan 'n groot ete vir vanmiddag, vir jou koms. Ek wil nie hê hulle moet moeite doen nie. Liewe landleendra, dis nie moeite nie. Lucia sien baie daarna uit om jou te ontmoet. Sy het nuwe gordyne en duwys in jou kamer gesit. Ek wil nie ontwrigting veroorsaak nie. Dis maar soos Lucia is. Alles moet altyd perfek wees. Jy sal haar nog leer ken. Sy kyk hom dringend aan. Hoe gaan dit met Silly? Wel, Lucia kom gelukkig goed klaar met daai sussie van jou. Dis natuurlik nie aldag maklik nie. Ek dink dit sal vir Silly tyd vat om weer aan jou gewoon te raak. Miskien onthou sy vir jou. Miskien nie. Oom Phil, ek sal ook tyd nodig hê. Sy stem word sagter. Ek weet dit.
Ek en Lucia besef dit, dat dit vreemd vir jou sal voel, maar die mense van Soutmansdal het nie verander nie. Hulle het seker ook nie vergeet nie. Phil se vingers klem effens stywer om die stuurwiel. Oom Phil, ek het die gebeure van daardie dag weer en weer nagegaan, honderde kere. Hy het nie verwag dat die gesprek so ver sou vorder nie. Wil ons regtig daaroor praat? Ek sal nooit... Hoekom wil jy jouself verder kastei? Het dit nie tyd geword om die verlede te los waar dit hoort nie? Ek sal nooit vry kan wees voordat ek weet wat ek moet weet nie. Daar is 'n lang stilte voor hy sê. Jy lyk nogal moeg. Jy kan mos 'n bietjie slaap. Sy krul haar op teen die sitplek. Haar lang rooi hare val eenkant toe. Hy sug diep terwyl die slaap haar oorval. Hy kyk met 'n opwelling van deernis na haar. Na die klein rooi sproetjies op haar wit vel. Vandat hy haar laas gesien het die sagte ronding van haar wange plek gemaak vir skerper lyne. Sy het ouer geword, maarder ook. Die bruin langbroek sit los om haar middel. Die roomkleurige linnebaadjie lyk maar braaf verkreukeld. Hy onthou met 'n skok dat dit dieselfde klere is waarin sy 7 jaar gelede in die hof gestaan het. Sou die lewe daar aan die ander kant hierdie vurige dogter van sy ou swaar, Hendrik Royal, regtig ingebreek het. 'n Risiepit het hulle haar genoem. Nou terwyl sy slaap, lyk sy totaal weerloos, asof die veglus finaal geblus is. Sal Lucia met haar kan regkom, wonder hy. En Silly, wat van die arme Silly? Op die dag wat Hendrik Royal se meisiekind huis toe gekom het, het daar 'n ander ding gebeur hierso in die kerk van Vlaktevlei, waar my seun Gerald die pastoor is. Gerald, my jongste, was van klein tyd af 'n diep seun van God gewees, 'n geroepende. As Gerald in die Bybelse tye moes geleef het, sou hy sweerlik gesalfde gewees het, soos koning Dawid, mooi van aansien, al moet ek dit nou self sê. Ons kerkie hier in die lokasie staan op die groot oop meent in die middel van Vlaktevlei, met die pastorie aan een kant en die 4-manskool aan die ander kant en bloekombome reg rondom. Baie van Soutmansdal se wit mense kom partykeer na ons kerk toe, want omdat hulle nie 'n kerk het nie, anderster moet hulle Dwarsmansdal toe ry. Vlaktevlei en Soutmansdal is eintlik soos een. Jy kan die twee plekkies nie van mekaar af losmaak nie. Hulle lê teenoor mekaar, teenoor die see. Nie een van ons het teerstrate nie, ons het nie groot winkels nie, ons het ook nie ons eie munisipale kantore nie, maar ons het 'n poskantoor en 'n slaghuis en 'n general dealer en 'n bankdak ook. En natuurlik Miss Sweetie se koffie. Dan is daar die hotel van die Redlinghuise. Dit staan aan die oorkant van die groot pad teen die koppe. Hoekom hulle deur die tyd so 'n groot hotel daar gebou het, weet ek nie. Seker oor hulle so baie geld het. Seker oor hulle moet kyker vir die mense wat aan ver afkom. Die mense wat van die noorde afkom om die see en die klippe, die bokkoms, die soutpanne en die flaminke te sien. Want omdat hulle nie sulke goed gewoond is nie. Ons mense van Vlaktevlei is die mense wat oorgelewe nie. Ons leef van die see en van die soutpanne. Die meent met die kerk en die skool kan jy maar sê is die hart van ons mense. Dis einste ons meetingplek as ons joligheid hou oor die groot dae, of as ons trou of as ons ingespit word. Daai Sondagoggend was die kerk vol. Gerald se vrou, Jemina, het soos altyd langs my in die derde bank van voor gesit. Daar was 'n vyl op haar hoed. Dit het daar ook 2 oë gehang en ek het gewonder of sy ooit in die liedereboek gelees kon kry. Haar sent was soos 'n wierookwalm in die bank. Die seuns, Douglas, wat ons Dougie genoem, en Denver het regs van haar gesit. Op 12 en 13 is hulle al mooi opgeskote. Maar al is hulle pastorieknape, is hulle nie maklik nie. Daar is baie dae wat ek die plathand wil inlê. Maar Jemina is baie opgemaak met die nuwe woord, wat skielik mode in die skole geword het. Human rights. Mens mag hulle nie meer slaan nie, sê sy. Jy mag net praat. Praat help wragtig ook nie mooi niks nie. 'n Klong wat gereggevoeter word, weet waar liefde vandaan kom, het my oorlede pa altyd gesê. Jemina het nog nooit regtig 'n Vlaktevleier geword in al die jare wat hulle hier is nie. Sy verlang terug Kaap toe, Athlone toe, na Gerald se heel eerste gemeente toe. Sy is een wat hou van aantrek en van mooi goed en van winkels. Jy sien haar nie in die kerk sonder 'n hoed op nie. Ek dink al wat haar eintlik op Vlaktevlei hou, is die skool. Sy is die prinsipaal, altyd streng, maar regverdig. Sy is nooit bang om haar sê te sê nie. Selfs Gerald is baie keer op sy hoede vir haar tong, wat so skerp soos 'n blyd kan wees. Gerald Killian sweet onder sy swart toga. Die woord spreek vanoggend tot ons uit Jesaja 58 vers 11. Bladsy 7 van die Ou Testament. Bybelblaaie begin ritsel. Gerald kyk na sy gesin in die derde bank. Hy voel Jemina se oë op hom. Sy weet wat gaan kom.
Hulle het sedert die Woensdag ure lank agter toe deure gepraat. Hy het gekyk na sy seuns, Dougie en Denver, wat nog nie weet nie. En na sy pa. Jemina wou nie hê dat hy 'n woord voor sy pa rep nie. Hy sal dit dadelik voor hom Koster vertel. As Koster weet, weet almal, het sy gesê. Nou voel Gerald skuldig. Sy pa sit daar so vuur in sy kerkpak, die dun grys hare netjies gekam, 'n reguit blik in die oë, met 'n beaarde hande oor die oop Bybel. Gerald se hart klop in sy keel. Hy neem 'n sluk water en sit die glas neer. Druppels spat oor die rand. Broers en susters, ek wens u mee te deel dat ek 'n beroep ontvang het vanuit die gemeente Sonop in Atlantis. Ek vra dat u voorbereiding van hierdie saak doen, aangesien ek binnekort my voorneme moet bevestig. Die mense begin ontstel fluister. Die gefluister word al hoe harder. Gerald kyk oor hulle heen, oor elke bank, oor Koster Kaiman, sy pa se ou boesemvriend, oor die skoolpersoneel, Vos Philander, Gaaitjie Willemse, Annie Herold, Trudy Muggles en die blonde Gretel Grossman. Wie se plek Sondag nooit leeg in die agterste bank is nie. Dan kyk hy na sy pa wat verwese na hom staar en dan sy kop stadig laat sak, met hande wat liggies oor Jesaja 58 bewe. Na die diens kry die mense nie dadelik koers huis toe nie. Hulle staan in groepies op die meent rond en praat. Hulle bespiegel. Party skud hand met Gerald en maak beloftes van voorbereiding. Jemina bly derentyd aan haar man se sy. Sy beweeg saam met hom deur die groepe mense. Haar oë glimlag selfvoldaan onder die kansleier van haar hoed. Koster sluit hom by oom Keppies aan, wat een kan staan. Jy iets gewis, bro? Wil hy ontsteld weet. Oom Keppies skud sy kop. Nee, 'n dooie woord nie, Koster. Hulle het my niks gesê nie. Jemina sal nie op haar laat wag nie. Sy sal vir Gerald aanhits om te gaan, sê Koster, met oë wat vir Jemina volg waar sy saam met Gerald tussen die mense beweeg. Tja, sê oom Keppies diep. Kyk daar, sy lyk soos 'n kat wat aan die spin gegaan het, en dan rus sy oë bekommerd op sy ou vriend. Wat gaan van jou word, bro? Sou jy saamgaan? Hoe praat jy dan nou, Koster? Jy weet mos ek hoort wat ek hoort. Wanneer Jemina Kilian haar hoed in die kamer afhaal, kyk sy tevrede na haar beeld in die spieël. Haar lenige liggaam is ferm, dog vol rond. Sy vou haar hande vlugtig oor haar borste, die rusplek van Gerald se hande. Glimlag sy vir haarself. Haar oë blink. Sy lyk beter as wat sy in jare gelyk het. Die lewe is besig om vir my in lieflike meetsnoere te val, dink sy. Atlantis, 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin. Daar sal sy vir Gerald die vrou wees wat hy nog altyd wou hê. Op vlakte vlei kon sy nooit werklik tot haar reg kom nie. Die opstand teen die klein dorp se bestaan het haar liggaam en gees meer as een dag uitgeput tot op die punt van depressie. Al wat haar nog op 'n manier aan die gang gehou het, was die skool. Nou sal die departement seker vir Vos Philander in haar plek aanstel. Die bloody Vos met sy gladde bek. Wat 'n soort skole sal hy wees? Maar wat maak dit tog saak? Sy sal nie hier wees om te sien hoe hy die skool tot in die afgrond bestuur met sy slim praatjies oor politiek nie. Sy gaan kom bys toe en bind 'n voorskoot om haar lyf. Soos altyd op 'n Sondag het sy reeds voor kerk gesorg dat die aardappels geskil is en die hoenderstukke ontvries. Sy haal die oondskottel uit en begin om die sous vir die hoender te maak. Die seun storm by die oop agterdeur in. Denver pluk die yskas oop. Is hier nie koud nie, ma? Daar's rooi aanmaakkoeldrank in die kas. Van nou af spaar ons elke sent. Julle sal nuwe skoolklere moet kry. Onthou? Hoe lyk die huis, ma? Wil Dougie weet. Gaan ons aparte kamers hê? Dis glo 'n 4 slaapkamerhuis, 2 badkamers en 'n studeerkamer vir Dada. Jesso. Die trekkery gaan 'n groot klomp geld kos. Dis nuwe gordyne, dis baie dinge. Is dit 'n groot skool, ma? Dis 'n baie goeie skool. Ons sal nog self gaan kyk. En eers dan sien sy haar skoonpa wat doodstil in sy stoel in die hoekie sit. Sy kyk skuldig na hom. Pa het nog nie 'n woord gesê nie. Pa sal ons kan saamgaan. Ek bedoel, oom Keppies vryf voor sy kop. Ek weet die Jemina, en dan sak sy oë weer op die ou, verweerde geelboek in sy skoot. As hy eers aan strome in die dorsland begin vasklou, is hy in 'n stryd, weet sy. Sy bedek die hoenderstukke met folie en steek die skottel in die oond. Wel natuurlik gaan pa saam, sê sy onnodig hard. Toe praat Gerald van die gangdeur af. Die gannery is nie 'n uitgemaakte saak nie, Jamie. Jemina verstyf. Wat bedoel jy? Ons kan nie ons lewe lank op vlakte vlei bly nie. Jy het dan self gesê Atlantis is so 'n groot kans vir jou, en vir die kinders, vir my ook. Ek weet, maar ek het tyd nodig. Oom Keppie sit die boek neer. Hy kyk lank na Gerald. Dis ons wat wik, my kind.
Dis God wat beskik. Toe staan hy op en vat sy wandelstok wat agter die deur staan. Waarna toe gaan pa nou? Vra Jemima. Ek stap 'n entjie. Gaan pa dan nie eers uittrek nie, sê sy. Sy is nie gewoond dat hy die pad vat in sy kerkpak nie. Maar hy kyk nie om nie. Ek kom later, roep hy terug. Hy loop by die hekkie uit, verby die kerk en die skool oor die meent. Nie see langs nie, dorp langs. Die grys kraak onder sy paar kerkskoene. Hy loop al vinniger totdat sy asem begin jaag. Die seevoëls kruis oor die see tot binne in sy kop, waar gedagtes 'n warboel geword het. Hy loop en loop tot by Miss Sweetie se kafee, waar hy moeg op die trappie gaan sit. Hy bly so sit met sy gedagtes. Hy sal nie saam gaan Atlantis toe nie. Hy sal hier bly. Miskien kan Koster hom met losies help. Hy weet sommer nou al dat Koster niks sal wil hê nie, maar hy sal met sy pensioengeld betaal, want hy wil niks verniet hê nie. Al is Koster sy vriend. 'n Mens het jou trots. Hy kyk op wanneer 'n kar van die teerpad afdraai en Soutmansdal se grondpad binnery. Dit is Phil van Tonder se groen Mercedes wat om die draai kom. Toe hy sien wie langs Phil in die motor sit, kom hy verdwaas op sy voete, want dis Henrik Royal se dogter. Ou Henrik Royal se meisiekind het daai Sondagmiddag op die dorp aangekom. Sy was saam met Phil van Tonder in die motor in. Ek kon nie haar gesig sien nie, net die bosrooi hare. Ek het opgekyk na die koppe, na die klein kloof. Tja, die klein kloof. Maar aan die storie van die klein kloof wou ek nie toedink nie. Nee, ek het gekyk hoe die motor na die Soutmyn se kant toe swaai. Wat maak sy hier? Het ek gewonder. Het sy dan klaar gesit? Het hulle haar dan gouer laat uitkom? Ek het nie geweet nie. Al wat ek geweet het, was dat haar aankoms 'n beroerte op die dorp sou afgee. Phil se motor draai in by 'n groot oop stuk grond, wat soos 'n plaaswerf lyk. Die naambord by die oop hek blink in die son. Van Helberg Soutmyn. Daar is bome, buitegeboue en 'n groot ou huis aan die linkerkant. Aan die oorkant staan 'n kleiner huis. Dis hier waar Aunt Sweetie agter die kantgordyn uitloer en agtertoe roep: "Bontie, kom kyk, hulle het gekom." "Kom weg van die venster af, Sweetie. Hulle sien vir jou." Oom Bontie verskyn met krom skouers agter haar. "Hulle sien my nie," sê Aunt Sweetie en probeer haar groot lyf eenkant hou, maar haar oë bly om die draai loer, vasgenaal op Leendra wat uit die motor klim. "Jette, kyk hoe lyk die kind, uitgeteer. En kyk hoe hang die hare. En haar klim vul ook nou uit. Ewe vol smiles. Wat ek nie kan klein kry nie, is dat hy haar nooit gebel het nie. Nie eers ou briefietjie geskrywe nie. Ag, Sweetie, jy weet mos, hy was daardie tyd ook maar in skok en in rou, soos ons almal." Sweetie gee vir Bontie 'n kyk, dat hy nou wragtig vir Phil opkom. Maar nou ja, Bontie sal nooit 'n verkeerde woord van iemand sê nie. Veral ook nie van Phil wat sy baas is nie. Hy het haar afgeskryf, sê sy beslis. Hy het gedink sy gaan nooit uitkom nie. Ons het almal so gedink, Sweetie, sug Bontie sag. Maar die man van bo het ons gebede aangehoor. Toe Sweetie weer na Bontie kyk, sien sy dat die trane oor sy wange afdrup tot in sy stoppelbaard. Sy sit 'n stewige arm rondom hom. Hulle huil saam. En toe kom Boeta ook by die voorhuis aan. Hy staan met sy forse lyf die deur vol. "Ma," sê hy op sy stadige manier. "Lientjie het huis toe gekom. Oom Phil se kar het nou net gestop." "Ons weet, my kind," sê Sweetie. "Ons kan nou oorloop om haar te gaan groet. Sy moet net eers kans kry om vir Lucia te ontmoet. En vrou Mara. En Silly, ma, sal Silly haar kan onthou?" "Ek weet nie, Boeta, dit weet ek nie. 7 jaar is 'n lang tyd." Lucia van Tonder kyk deur die venster na die skraal meisie wat saam met Phil na die stoep toe aangeloop kom. Die spanning wat al die hele oggend in haar aan die opbou was, gaan binnekort in 'n migraine ontaard, weet sy. Sy het reeds 'n pil gedrink, maar dit het niks gehelp nie. Toe Phil 'n week gelede vir haar gesê het dat sy susterskind ontslaan gaan word, was sy stom geslaan. "Daar is nie 'n ander een kome vir haar nie, Lucia," het hy gesê. "Sy sal hier by ons moet kom bly, al is dit tydelik totdat sy iewers 'n werk kry." "Natuurlik, hier's genoeg plek," was al wat sy beklemmend kon uitkry, terwyl haar gedagtes 'n beeld van die meisie probeer vorm het. Die meisie oor wie daar baie gepraat is. Lucia loop stadig na die voordeur. Haar ma sluit by haar aan. Op 70 is Mara Maree opgetooi soos 'n eertydse aktrise wat wag om weer die verhoog te bestyg. Krale en kettinge versier haar beplooide nek. Haar oogskare is te groen, haar lipstifie te pers, haar gekrulde haars te oranje. Haar bontblouse se groen en geel patrone skreeu teen haar skelp pinke serp. "Hoekom sê jy nie hulle is hier nie?"
Lyk ek daarom okay? Dis mos die serf wat professor Lou vir my nog die slag van die ooste afgebring het. Supergraad silk. Lucia voel hoe klop haar kop. Hoekom moet haar ma net altyd aan haarself dink? Ma lyk piekfyn, sê sy stram. Sy sien hoe haar ma se oë nou arendskerp buitekant vasnaal op die meisie met die lang rooi hare. Kyk net die hare, fluister Mara kliphard. Is dit hoekom Phil gesê het sy die hel in haar kop? Sagter ma. Seker uit 'n bottel, good grief, wys jou net. Dronke is ook nie meer wat dit was nie, né? Ma, Lucia voel hoe haar wange verkleur. Sy sweer die meisie kon elke woord hoor. Phil kom nader en sy is bly dat hy gemaklik en joviaal klink. Lucia, ontmoet vir Leandra. Die meisie steek 'n skraalwit hand na haar toe uit en die groen oë kyk diep in hare. Ontstellend diep. Lucia se stem is dun van spanning. Welkom Leandra. Dankie, sê Leandra sag. My ma kuier hier by ons. Mara Maree. Maar voordat Lucia een woord verder kom praat, begin Mara se konsert. Sy swaai met die arms. Stringe armbande klinkel. Ons is bly julle is nie so vroeg nie, kondig sy luid aan, want hier is als in rep en roer. Ons het nou net klaar met die kos. Jy ken nog nie vir Lucia as dit by klaarmaak kom nie. Leandra byt op haar lip. Ek wil nie hê julle moet moeite doen nie. Lucia kyk skerp na haar ma. Ag, ma, maak alles erger. Alles erger, good grief. 3 soorte vleis en 2 puddings, met eens vir ons Mara en blaas 'n sug uit. Want daar oor die werf kom die bonthuise nou van oorkant af aan. Net soos ek gedink het, sy kyk na Leandra. Daar kom Sweetie hulle, pragtig aangesikkel. Nadat ek so mooi vir haar gesê het, hulle moet jou nie so vinnig oorval nie. Dis pure nuuskierigheid. Leandra swaai om. Haar gelaat flikker op. 'n Glimlag raak haar op breë mond aan. Sy loop die bonthuise tegemoet en aan Sweetie se arms hou haar vas. Aan Sweetie is die ene geur van kos, van pampoenkoekies met kaneel, soos uit 'n tyd lank gelede. Haar bors is sag en warm en haar trane loop onbedaarlik. Jette, ons kan nie glo jy's uit nie, kind, snyf sy. En dan is dit oom Bontie se beurt. Oom Bontie, Leandra hou haar arms na hom uit. Hy soen groet haar bewoe en sit sy breingebrande, seningrige arms om haar. Sy stoppelbaard skier oor haar wang. Hoe gaan dit met julle? Vra sy opgewonde. Aan Sweetie haal 'n opgevoude sakdoek uit haar bors en vryf voor haar oë. Nog op die ou patroon, sê sy al snuivend. My 2 bene staan nog bankvas agter die toonbank en oom Bontie sit nog steeds op die soutmyn. En Boeta het nou sy eie plek vir sy swyswerk. Sy swaai haar groot lyf om. Nou waar bly Boeta? Kom nou Boeta. Leandra staan die groot man wat stadig nader kom en nie weet waar om te kyk nie. Sy groot postuur lyk onbeholpe. Sy kon nie glo dis Boeta nie. Hy was 16 toe sy hom laas gesien het. Boeta? Dag Leentjies, sê hy stadig. Sy stem is grof. Ek is bly dat jy 3 jaar afslag gekry het. Mara Maree hou nie daarvan om haar verhoog met ander te deel nie. Dit was nou sommer pure onoorigheid van die bonthuise om nou hier te wil aankom. Ek gaan solank die teewater opsit, kom sy tussen beide en kyk vir Sweetie misnoegd aan. Jy sal seker nie nou wil saam drink nie, né? Nee, dankie Mara, ken Sweetie haar plek. Ons wil nie in die pad wees op so 'n dag nie, ons het net kom gesig wys. Mara gaan haastig die huis in, met haar bont blouse wat agterna fladder. Oom Bontie is dadelik haastig. Kom nou Sweetie, jy het gesê 5 minute. Aan Sweetie vryf oor Leandra se arm. Ons sal jou later sien, kind. Jy lyk nog een in dieselfde. Jette, mens sal nie sê jy is deur die dieptes nie. Oom Bontie begin al terugstap, maar Boeta bly rondkyk. Is Silly dan nie hier nie? Waar is Silly? Wonder Leandra. Waar is Silly? Vra Phil en antwoord homself. Sy het seker weer die pad gevat. Leandra kyk die bonthuise agterna, soos wat hulle terugloop oor die oop werf na die klein huisie aan die oorkant, waar kleurryke potplante die stoep versier en oom Bontie se uitgekerfde naambord met die woorde die bonthuis steeds teen die stoepdak hang. Vir die eerste maal voel dit nog tog vir haar asof sy regtig huis toe gekom het. Kom ons gaan in, praat Lucia agter haar. Jy is seker doodmoeg. Die huis het verander. 'n Deel van die stoep is toegebou en is nou 'n sonnige vertrek met rottangstoele en 'n tafel. Die muur tussen die sit- en eetkamer is uitgebreek en dis nou een groot vertrek. Daar is ander gordyne en matte en meubels. Dit voel nie meer soos die plek waar sy en Silly groot geword het nie. Sy ken nie die skilderye teen die mure nie. Wat het van die orgel geword? Hulle loop die gang af na die kamer wat haar kamer was. Dit lyk vreemd. Die mure is roomkleurig.
Die duweiwertreksel en gordyne is 'n sagte appelkoeskleur. Die vertrek lyk soos 'n gastekamer met spierwit opgevoude handdoeke wat op die bed lê en 'n potjie blomme op die speelkas. Lucia kyk haar huiwerig aan. Daar was van jou klere by die goed wat gestoor was. Ek het dit hierin gesit. Sy maak die kas deur oop. Leandra staar na die inhoud van die klerekas. Is dit my goed? Dit wat ek daardie tyd gedra het. Netjiese hoopies, onderklere, truie, T-hemde, rokke, rompe, denims, langbroeke, skoene, stewels. Die donkergroen romp. Haar gedagtes word wilde swart diere wat uit skaduwees loer en haar uitskuiling wil verdryf. Die donkergroen romp. Ferdinand. Phil het gesê jy kan môre Dwarsmansdal toe gaan om toiletgoedjies te kry, praat Lucia langs haar. Sy kan nie antwoord nie. Sy is bang vir haar gejaagde asem. En dan wals Mara die kamer binne. Ek hoop jy hou van die kamer. Ons het vreeslik te kere gegaan om alles klaar te kry voor die kom. Ma, probeer Lucia keer. Maar Mara se armbande rinkel. Nuwe gordyne ook gemaak. Jy ken nie vir Lucia nie. Alles moet altyd eksie perfeksie wees. Vir Leandra voel dit asof haar stem uit 'n ver plek kom. Dankie mevrou, dit lyk baie mooi. Ek wil nie hê julle moet moeite doen nie. En die handdoeke kom uit Lucia se trousjakkes. Voel die kwaliteit. Stittefords. Ek sê vir Lucia, ek weet nie van wat handdoeke vir een wat so pas, maar ek sê vir Lucia, ek verstaan niks van die amnestie storie nie. Dat hulle iemand sommer skielik 3 jaar afgee, I can't believe. Dis van die land so deur mekaar raak. Skielik kry Leandra groot lag vir die vrou se groen ooglede wat dramaties flikker. Ek hoop nie ek gaan alles nog meer deur mekaar maak nie, mevrou. Lucia kyk verleen na haar ma en dan verskonend na Leandra. My ma bedoel dit nie so nie. Die tee is reg. Ons gaan op die stoep drink. Mara swaai op haar hakke om en kyk reguit na Leandra. Ek is een wat 'n ding sê soos dit is. Jy sal dit nog agterkom. Ek is nie een vir hidden agendas nie. What you see is what you get. Ek is reguit. Ek ook, mevrou. Mara is ontkant gevang. Sy maak haar mond oop en weer toe. Maar dan kyk sy skerp na die verkreukelde pakkie sigarette wat Leandra uit haar baadjiesak haal. Mag ek op die stoep rook, mevrou? Op die stoep ja, sê Mara en gooi haar serp se punt met 'n lang haal om haar nek. Maar jy sal moet oppas om nie vir Silly verkeerde gewoontes aan te leer nie. Sy is baie vatbaar. Baie vatbaar. Aan die ryp word, jy weet. Waar is Silly, ma? Vra Lucia bekommerd. Ek het vir Phil gestuur om haar te gaan soek. Seker by die soutmyn. Sy swaai om na Leandra toe. Skoon verskrik van dat sy gehoor het jy is op pad. Die landskap is spierwit. Rye southope lê verblindend helder in die middagson. Dit lyk so sneeubedekte heuwels. Ver aan die oorkant by die vlei land styg 'n klomp flaminke suurlik op en bly in die lug hang soos pink lang steelblomme. Voor Silly hoog in die stuurkajuit van 'n stootskraper sit, is sy vasgevang in haar eie wêreld. Sy maak haar rugsak oop en pak haar laptop mense een vir een uit. Hulle is baie mooi. Sy het hulle almal self gemaak van al die oorskietlappies en knoppies en wol wat Answeetie vir haar gee. Dis nie gewone poppe nie. Dis praatpoppe. Sissie het gekom, sê Silly Pop. Sy lyk baie bly. Haar swart wolhare is wild en staan in alle rigtings. Haar pikswart kraaloogies blink. Sissie kom van ver af, van baie ver af. Ek is baie bly sy is by die huis, sê mamma Pop met 'n sagte stem. Sy het kort bruin hare en dra 'n blou voorskoot, want sy bak koekies. Nou kom pappa Pop met sy dik stem ook by. Jy moet luister wat jou suster sê. Sy is groter as jy. Hy het rooi hare en 'n rooi snor. Al lyk hy kwaai, is hy baie lief vir Silly Pop. Ja pappa, sê Silly Pop. Ek sal mooi vir haar luister. Nou is ons almal weer bymekaar, sug mamma Pop tevrede. Ja vrou, sê pappa Pop. Laat ons aan God dank. Prys die Heer met blye golwe, begin die mamma Pop sing. O my siel, dit ruik na stof. Maar sy hou op sang wanneer oom Phil se stem skielik oor die soutwerf aankom. Silly, Silly, Cecile. Silly prop die poppe haastig terug in die sak. Sy spring met 'n spoed van die stootskraper af. Phil lyk ongeduldig wanneer hy haar sien. Waar is jy alweer? Almal soek jou. Jou suster het gekom en ons gaan nou eet. Sy kyk onskuldig aan. Ek. Die klank bly in haar keel vassit. Hy draai om en begin in die rigting van die huis aanstap. Sy loop afkyk agter hom aan oor die soutwerf. Vanwaar Leandra op die stoep staan, sien sy die tenger figuurtjie van ver af aankom, kaalvoet met 'n verbleikte rok aan.
Wilde swart krulle omraam die bleek gesiggie. Sy gaan nader en Silly gaan staan. Silly? Silly se oë bly op haar voete. Ek is jou sussie, Leandra. Silly bly snaarstyf staan. Na lang sekondes kyk sy stadig op. Haar oë is onpylbaar donker. Silly, onthou jy my? Silly kyk weg, ver weg. Sy kou nou aan haar onderlip. En toe hardloop sy skielik met haar rugsak by die oop voordeur in. Leandra kyk haar onseker agterna en gaan sit op die stoepmuurtjie. Sy steek 'n sigaret aan. In Silverkruis was ek so ver van Silly af, dink sy wrang, en nou voel dit asof ek nog net so ver is. Dis Lucia wat skielik sag agter haar praat. Ons gaan nou eet. Silly ken my nie. Toe maar, sy sal jou nog gewoond word. Jy sal sien. Ek dink sy is eintlik baie bly dat jy gekom het. In die begin was dit vir my net so moeilik. Ek het gedink sy sal my nooit aanvaar nie, maar dit het binne 'n paar dae verander. Leandra kyk na Lucia se sagte bruin oë. Waar sou oom Phil haar ontmoet het? Die lang tafel in die eetkamer is feestelik gedek met geel rose, groen lower en wit kersse. Silly sit strak na haar bord en kyk wanneer Leandra langs haar plaasneem. Phil maak 'n bottel wyn oop en vul die glase, terwyl Lucia die skottels kos van die kombuis af indra. Daar is 'n gebraaide lamsbout, hoenderpastei, gebakte aartappels, gegeurde rys, soetpatats, broccoli met kaassous, wortelslaai. Leandra staar na die klomp kos. Silverkruis. Die geluide van die groot eetsaal spoel deur haar meebrein. Luidrugtige vrouestemme in die lang ry. Joey met haar grove stem en Claire met haar ronde rooi wange. Groot stomende kastrolle vol kos en 'n opskeplepel wat 'n blerspampoen op die blikbord laat plons. Langs aan 'n hoopie groenboontjies wat saam met eie opgekook is. En dan die bleek frikadel met die sous. Op 'n Sondagmiddag was daar pudding, groen jelly en dun vla. Ek was verlede Sondag daar en ek weet nie nou of ek hierdie kos sal kan eet nie, want ek is nie honger nie. Ek is moeg. Ek wil in die lang blinkgang afstap na 1288 en op my bed gaan lê. Ek wil teen die vaal plafon staar. Ek wil nie praat nie. Ek wil na my gedagtes luister. Laat ons die seun vra, sê Phil en hou sy hand na Lucia uit. Leandra wonder of sy Silly se hand moet neem, maar Silly klem haar twee hande onder haar ken by mekaar. Leandra maak haar oë toe. Phil se woorde is veel meer as tafelgebed. Dis 'n gulhartige welkomsgroet vir 'n susterskind, wat huis toe gekom het en nou weer deel van 'n familie is. Waar was hy die hele tyd, wonder sy? Was hy besig om te bid? So besig dat daar nooit tyd was vir 'n brief of foonoproep nie. Die kos word ingeskep en Silly begin vinnig en hongerig eet. Op jou tuiskoms, klink Phil joviaal sy glasie met Leandra se. Hy glimlag innemend en sy voel skielik skuldig oor haar gedagtes. Dankie vir alles, oom Phil, sê sy sag. Dis vir Lucia wat jy moet bedank. En dan sien hy hoe Silly haar kos inprop. Stadig, Silly. Daar val stukke kos op jou skoot, vermaan hy. Silly buig onder die tafel in om 'n halwe aartappel wat uit haar bord gespring het op te tel. Aan die oorkant van die tafel rinkel Mara se armbande. Phil sê vir my dit was regter van Houweling wat jou saak aangehoor het. My oor Lea Abraham het vir Howie goed geken. Hulle het ons een aand oorgenooi vir 'n braai. Hy het langs my kom sit en regter Joop van Murgel aan die ander kant. Sy vrou was destyds elektriese. Ag, doodgewone mense as jy hulle so kyk. Very down to earth. Ek wou nog vir jou vra, hoe was die kos nou eintlik daar aan die kant? Lucia lyk ongemaklik. Is dit nou nodig, ma? Mara kyk skerp na Lucia. En jy is dan die een wat self nog vanoggend toe ons kos gemaak het gesê, jy wonder wat hulle nou eintlik alles daar aan die ander kant eet. Leandra sien hoe 'n gloed oor Lucia se wange sprei. Dan kyk sy na Mara. Daar aan die ander kant? Mevrou bedoel die Silverkruis gevangenis. Die kos was baie goed. I can't believe, sê Mara. Seker maar min vleis. En nagereg ook, mevrou. Sondag 'n gebakte pudding met room of roomys. Noem my tog Mara. Hierdie mevrou raak erger as Engeland. My Abrahampie was ons 2 jaar lank in Oxford. Ek was saam met hom daar. Jy sê gebakte pudding? Well, what do you know? Silly stamp haar 'n halwe glas koeldrank om. Phil klink omgekrap. Asseblief Cecile, kyk wat jy doen. Die vloeistof sypel oor die wit tafeldoek en drup af in Silly se skoot. Leandra begin dit met haar servet skoonvee.
Celie lyk verskrik en sit versteend na Phil en luister. Dis altyd net 2 happe en 'n klap en dan is jy klaar geëet. Die kos sal nie weghardloop nie. Dis Lucia wat die gesprek in 'n ander rigting probeer stuur. Het jy al gedink aan wat jy gaan doen? Vra sy vir Leandra. Ek meen, in watter rigting? Leandra vat nog 'n servet en vee die koeldrank langs Celie se bord op. Sy voel hoe Celie nou al haar beweging stoppe. Ek sal seker iewers 'n werk moet kry. Mara se oë rek. Hier, op Soutmansdal. Almal weet jy het 'n rekord. Phil kyk waarskuwend na Mara. Moeder Mara se mond is gewoonlik vinniger as haar brein. Nou beledig jy my, Phil. Phil ignoreer haar en kyk na Leandra. Ek en jy kan later 'n bietjie gesels. Daar is verskillende opsies. Maar Mara is nog nie klaar nie. Haar oë blits na Phil se kant toe. Ek vra jou, wie sal haar hier rond wil vat? Good grief. Hier waar almal weet dat sy haar minnaar vermoor het. Dis nie die skrynende woorde wat deur Leandra se liggaam skok nie. Dis die onverwagte aanraking van Celie se vingers wat sag oor haar arm begin streel. Sy kyk in Celie se donker oë. Die oë wat in die aftik van 2 sekondes die lang storie van die groot eensaamheid vertel. Sy neem Celie se hand versigtig in hare. 'n Geluide stoot amper onhoorbaar oor Celie se lippe. Sissie. En die enkele woord laat 7 jaar se tralies tuimel. Daar het nog 'n ding op daai Sondag gebeur. Faaitjie van Bierman in die hotel het met die storie gekom toe ek op Miss Sweetie se keffie se steppies sit. Faaitjie werk al jare lank by die redelingehuise in die hotel. Hy is nie 'n man wat moeilikheid soek nie en hy is nie 'n man wat baie praat nie. Hy is die redelingehuise se regterhand. Jy sal nooit hoor dat hy van hulle skinder nie. Al het die hele dorp altyd iets oor hulle te sê. Dis mos nou maar eenmaal so dat die hoogste branders die meeste skyn maak. Maar hy wat Faaitjie is, het nooit baie van hulle gepraat nie. Al wat hy gesê het is dat hulle se flat op die boonste vloer so groot is soos 'n hele huis. Maar daai Sondag het hy geworry gelyk. Hy het van diens af gekom en hy was nog in sy maroon baadjie en swart striktas. Hy het daarso op die stoepie kom sit. Toe sê hy kan nie gehelp het om te hoor wat die redelingehuise praat nie. Groot stories. Ek wou geweet het wat se stories dit nou eintlik is. Hy het net sy kop geskit en sy asem uitgeblaas. Hier kom kak, oom Keppies, het hy gesê. Groot kak. Net so. Ek wou hom gevra het wat se soort dit kon wees, maar hy het opgestaan en pad gevat. Hierdie tyd van 'n Sondagmiddag is die hotel se privaat kroeg stil. Dis hier waar Rudy Redelingehuis nou vir hom 'n drankie meng. Hy gooi 'n paar blokkies ys by die whisky en loop terug na die koffietafel waar die groot landskapkaart oop gesprei lê. Hy kyk lank daarna en word weer bewus van die knaande onrus in hom. Hierdie nuwe projek is eintlik sy seun Gilbert se visie. En Minette wat altyd bankvas agter haar seun staan. Deur vele jare het hy al geleer dat ma en seun 'n front is, waardeur hy nie so maklik kan dring nie. Hy sug, staan op en stap na die venster. Die uitsig oor die baai is mooi. Is altyd mooi. Maar maak nie saak wat 'n uur van die dag dit is nie. Ek is tog lief vir Minette, sê hy in sy gedagtes. Ek is lief vir my vrou. Hy skrik vir die refrein in sy kop. Hoekom moet ek dit altyd vir myself doelbewus uitspel? Hoekom kan dit nie maar net 'n spontane gevoel wees wat oor en oor opborrel nie? Hoekom het dit so moeilik geword om my arms om haar lyf te vou en haar vas te hou? Waar het die afstand werklik begin? 7 jaar gelede met die hofsaak. Hoekom dink hy juist nou daaraan? Hy het tog al lank gelede vrede gemaak daarmee, dat daar niks was wat hy kon doen om die verloop van gebeure te verander nie. Hy kon nie Minette of Gilbert se planne stuit nie. Hy kan dit nou ook nie doen nie. Hy sug diep. Minette sal alles in haar vermoë doen om Gilbert van 'n goeie toekoms te verseker. Die beplanning van the West Coast Holiday Resort het 'n voldoenige feit geword. Hy dier ver uit oor die see. Aan sy linkerkant lê Soutmansdal se huise en geboue met die wit uitgestrektheid van die soutpanne ver in die agtergrond. Reg staan vlakte vallei se nederige wit huisies in die stil middaguur en bak. Die bloekombome, die kerkie, die skool. En ook die ou skuur wat Gretel in die ateljee omskep het. Gretel Grossman, sy onpretensieuse skoonsister, wat haar stadsbestaan verruil het om 'n tuiste in vlakte vallei te kom vind. Die gedagte aan Gretel maak sy hart week. Ek weet nie wat ek moet doen nie, sê hy. Hy skrik wanneer Gilbert skielik agter hom praat. Is Mala al terug van die Kaap af? Rudy neem 'n sluk van sy whisky en voel skuldig. Sy nou sy seun kan sy gedagtes sien.
Sy stem klink nie heeltemal vas nie. Sy het 'n SMS gestuur, hulle behoort nou hier te wees. Gilbert loop agter die kroegtoonbank in en begin vir hom 'n drankie meng. Hoe lyk dit vir pa? Sy oë beduie na 'n kaart op die tafel. Rudy kyk weer na die kaart. Is jy doodseker hierdie grense is reg? Gilbert kom terug met sy drankie. Dis soos Pienaar by die akterskantoor dit afgemerk het. Hy trek sy vinger oor die kaart. Die kanaal sal van hier af kom en die marina sal oor hierdie hele gedeelte strek. Met die wooneenhede aan die noorde kant en die golfbaan wes. Rudy sluk swaar. Vlaktevlei. Soos Meiburg sê, hulle het nou lank genoeg so op 'n prime spot by die see opgefok met hulle krotte. Dit gaan nie so maklik wees om hulle daar weg te kry nie. Dis nie ons probleem nie, pa. Die munisipaliteit weet al 'n jaar lank dat hulle met 'n taai tamaletjie sit. Onthou pa toe ons daar die eerste keer met botes gepraat het. Toe sy groot bek en sê hulle sal voorsiening vir die mense maak op Dwarsmansdal. Nou is hy weg. Rudy kyk lank na Gilbert. Op 29 het sy seun 'n aantreklike man geword. Sy ma se blonde hare, sy ma se mond, sy ma se vasberadenheid. Hy laat klingel die ys in sy glas. Ek wonder of die kwessie al ooit voor die raad was. Wat daarvan as ons miskien self hoor hoe die vlaktevleiers voel? Ons kan met die pastoor gaan praat. Die pastoor? Come on, pa. Hy sal net die hele spul teen ons opsweep. Pa weet hoe hulle. And by the way, dit gaan nie oor hoe die vlaktevleiers voel nie. Dit gaan oor hoe ons voel. Magtig, pa. Dis ons grond. Rudy sit 'n ruk lank stil. Gretel. Wat sal haar reaksie wees? Na Dieter se dood was sy jare lank ontwrig, totdat sy uiteindelik aansoek gedoen het vir die vakante pos by Vlaktevlei Primêr, en dis hier waar sy haar heil tussen die vlaktevleiers kom vind het. Die nuwe Engelse juffrou, wat ook die kuns- en kultuurpos gevul het spoedig die jong talent onder die vlaktevleiertjies uitgesniffel, en dit was nie lank nie of het sy begin om die ekstra kunslesse in haar ateljee te gee. Wanneer hy weer praat, is dit eintlik net omdat hy voel hoe dat Gilbert na hom kyk. Wie sê jy is die nuwe man in Botus se plek? Gous. En hy moet bietjie bykom. Ek wil hom weer gaan sien en al Botus se beloftes onder sy neus indruk. Menet Redlinghuis kom die privaat kroeg binne, oorlaai met inkopiesakke. En wat is julle so ernstig? Hi ma, hoe was julle naweek? Uitputtend, dankie. Hallo, soen groet Rudy haar. Waar's Patricia? Sy het dadelik boontoe gestorm om iets te gaan aanpas. Rudy kyk na sy vrou wat by die toonbank gaan plaasneem, waar Gilbert vir haar 'n drankie skink. Soos altyd is sy die toonbeeld van elegansie. Haar blonde hare is in 'n perfekte Franse rol gekam. Haar liggroen uitrusting beklemtoon haar lenige, slanke figuur. Dat sy en Gretel susters is amper ondenkbaar. Gretel met haar los blonde hare en lang gekleurde rompe en plat sandale. Die gedagte van haar laat hom nou soos 'n verraaier voel. Patricia trippel die vertrek binne op rooi hoë haksandale en 'n glinsterende rooi minirok wat haar breingebrande bene vertoon. Hoe lyk dit, pa? Bekyk Rudy sy dogter. Wat is die okasie? Vra liewer wie is die man, sê Gilbert. Patricia draai al in die ronde. Ek weet nie, ek wag nog. Maar as die rok reg is, kom die res vanself. Rudy lag. Hoeveel kerels, hoeveel rokke was daar nie al nie? Dis nou wat ek al positive thinking noem, pa, sê Gilbert terwyl hy nog ys uithaal. Ons kan dit probeer met Vlaktevlei. Ons kan solank die palmbome begin aanplat. Miskien sal Gousie en die raad dan ernstig begin ronddans. Volgroeide palms, wow. Patricia gaan sit by die kroegtoonbank en trek die etikette van haar nuwe skoene af. Dit sal soos 'n paradys lyk. 'n Paradys se prys ook, sê Rudy gedemp. Maar net kyk na hom. Is die naam te geregistreer? Gilbert hou sy glas omhoog. The West Coast Holiday Resort. Kom ons drink daarop. Maar net klink haar glasie met Gilbertson. Julle moet liewers nie te gou te opgewonde word nie, maan Rudy. Daar moet nog baie water in die see loop. Pa meen uit die see, uit vir die marina, lag Gilbert. Ons kan liewer op ons opa Rudolf se visie drink. Patricia klink haar glasie met Gilbert. Wat se visie? Gilbert klink ontsteld. Al visie wat hy hoegenaamd gehad het, was om 'n lokasie op hierdie stukkie hemel toe te laat. En dit, sê Rudy afgetrokke, gaan 'n groot gesparrel kos om hulle te laat verskuif. Terwyl oom Keppie huis te loop, dink hy skielik aan die groen hokkie. Die groen hokkie. Natuurlik, die groen hokkie is 'n sinkgebouetjie net oor kan die pastorie.
wat hulle eers vir 'n ekstra klaskamer vir die skool gebruik het, doch voordat die twee opslaan klaskamers opgesit is. As Gerald hulle weg is, kan hy in die groen hokkie gaan bly. Hy kom met die meent en loop tussen die bloekombome deur, tot by die gebouetjie. Hy leun op sy wandelstok en druk sy neus teen die klein vuil venstertjie en loer na die leë vertrek binne. Daar lê 'n ou boekrak en 2 skoolbanke onderste bo. Die wasbak is vuil. Die plek is onder stof. As Gerald net kan help om dit skoon te kry en sy bed oor te dra, sal dit 'n tuiste vir hom kan wees. 'n Plekkie van sy eie. Leandra sit in die stoel reg oor Phil se lesenaar. Sy kyk rond in die vertrek wat nou ingerig is as sy netjie se studeerkamer. Voorheen was dit haar ma se werkkamer waar sy naaldwerk gedoen het en waar sy en Sally middag sit en huiswerk gedoen het. Phil sit 'n skinkbord met koffiegoed op die lesenaar neer. Suiker? Nee, dankie, oom Phil. Net 'n bietjie melk. Jy moet jou nie te veel aan Mara steur nie. Sy's eintlik reg, oom Phil. Dit sal nie maklik wees om 'n werk hier te kry nie. Moenie vir jou bekommer nie. Ons sal iets uitwerk. Jy kan onbepaald hier by ons bly. Tot jy jouself weer gevind het. Sy kyk na hom. Hy glimlag gemoedelik. Sy neem 'n slukkie van die warm koffie en voel weer die wrevel wat in haar opstoot. Dieselfde gevoel soos in 1288, wanneer sy aan hom gedink het. Die woede. Dit het nie daar bedaar nie. Dat hy haar daar gelos het in die hel van ellende. En tog, sy weet dat sy nou sy bes probeer om dit so gemaklik moontlik vir haar te maak. Baie dankie oom Phil. Hy steek sy hand uit oor die tafelblad en gee haar hand te drukkie. Los dit gou weer. Sy skraap moed bymekaar. In die begin, daar in Silverkruis, het ek gehoop dat daar eendag van pa se geld sal wees om iewers 'n klein besigheid te begin. 'n Koffiewinkel of so iets. Ek het nie geweet daar was so baie skuld nie. Dit was die steengroef wat sy geld opgevreet het. Almal het hom gewaarsku. Ek ook. Maar Hendrik van Helberg was nie bekend daarvoor dat hy ooit na iemand anders geluister het nie. Leandra grimlag wrang. Ek weet hy was 'n harde kop. Die dag toe ek sy aandeel van die soutmyn uitkoop, het ek hom nog weer gevra of hy seker is. Want jou ma was nie baie gelukkig met die trekkery kloof toe nie. Ek het myself al dikwels daaroor verwyd dat dit voel asof ek my ou sus in die steek gelaat het. Hom voel my nie so dink nie. Ma was bly dat die soutmyn daarom in die familie bly. En ek ook, want ek was nog altyd lief vir hierdie plek. Wanneer hy weer praat, is Phil se stem vaderlik sag. Jy hoort hier, Leandra. Ek het gedink dit sal 'n goeie idee wees as jy miskien Lucia se werk in die soutmyn se kantoor kan oorneem. Aan so 'n moontlikheid het sy glad nie gedink nie. Sy kyk hom vraend aan. Die kantoor? Ek gaan vir Lucia 'n bietjie vryheid en ons almal is buitendien baie aan haar verskuldig ten opsigte van Sally. Sy het hier aangekom op 'n vreemde plek met 'n vreemde kind in die huis. Ek ken nie jy's kantoorwerk nie. Jy sal gou leer. Lucia sal jou alles wys. Hy neem die laaste sluk van sy koffie en stoot die koppie terug. Sy stem is steeds sag wanneer hy weer praat. Ek is dit aan jou ma verskuldig om jou weer op jou voete te help. Dankie. Hy staan op en begin die leë koppies op die skinkbord pak. Miskien is ek verkeerd oor hom, dink sy verward. Miskien het hy my al die tyd in die Silverkruis afgeskryf, omdat hy maar net geglo het wat almal geglo het. Sy draai met die skinkbord terug van die deur af. Oom Phil, ek wou nog vra. Daar was van ons meubels wat gestoor was, voordat ons klein kloof toegetrek het. Ek tog jy weet. Ons moes dit verkoop om van die skuld te delg. Ek het met die prokureur destyds gereël om die afskrifte van al die dokumentasie aan jou te stuur. Daar het 'n paar maal goed gekom wat ek moes teken. Is dit al die meubels, oom Phil? Hy knik. En my ma se orrel? Hy haal sy skouers op. Dis nou maar een van daardie dinge. Die woede is terug. Dis in haar keel, in haar stem, in haar blitsende groen oë. Dis nie maar net een van daardie dinge nie, oom Phil. Dit was 'n antieke erfstuk. Sy het dit hier in die huis laat staan. Sy wou dit nie na Kleinkloof toe laat vervoer nie, want sy was bang dit kom iets oor. Wie het dit gekoop? Wie? Hy lyk verboureerd. 'n Handelaar van die Kaap het die goed op 'n lorry weggery. Sy kom plak die skinkbord haar terug op die lesenaar. Die koppies kantel in die pierings. 'n Vreemde blerry fool van die Kaap af, wat niks van my ma af weet nie, wat niks van die orrel af weet nie, op 'n blerry vreemde lorry. Haar skouers ruk van die ingehoue huil. Sy loop by die deur uit. Phil kyk haar magteloos agterna.
Sy loop die gang af, verby Mara, sy skuldig daar staan, soos een wat elke woord afgeluister het. Sy loop vinnig by die voordeur uit en klap die deur hard agter haar toe. Wat gaan nou aan? Vra Lucia. Sy's opgeruk oor iets, sê Mara, en staar na die toe voordeur. Phil kom by die studeerkamer uit. Wat is dit? Vra Lucia en sien hoe bleek hy lyk. Dit gaan oor Bertha se ou orrel wat verkoop is. Hoe moes ek weet dit was so 'n vreeslike erfstuk? Ek moes my kop daardie tyd breek om Hendrik se bankrotspul te bereder. Lucia kyk hom stil aan. Daar is baie onverwerkte emosies. Phil klink ontsteld. Wel, ek hoop net nie sy gaan ons lewe omkrap met hierdie tipe van gedrag nie. Ek sien nie kans daarvoor nie. Mara gooi haar skerpse punt met mening agtertoe. Maar dat sy darm wragtig vir haar kan opruk, né? Good grief. Haar het ons so goed is vir haar. Buite op die werf staan Leandra en kyk na die bonthuis aan die oorkant. Oomblikke lank oorweeg sy dit om soontoe te gaan. Om weer in aan Sweetie se kombuis te kom waar die gekleurde vatlappies aan hakkies bo kan die stoof hang en flesse konfyt in lang rye op die rak uitgestal staan. Maar die malende, magtelose woede dryf haar voort oor die werf, dorp se kant toe. Soutmansdal het nie veel verander nie, kom sy agter. Hier en daar is 'n nuwe huis, maar die paar grondstrate en die sypaadjies is nog dieselfde. Die poskantoor, die winkel, die banke soos wat sy nog die onthou. Die soutlig van die see se kant af spoel deur haar hare. Die son is aan die sak en die oranje en pink gloed oor die see dwing haar om af te stap na die rotse. Sy stap strand langs tot waar die vlaktevleise huisies begin, terwyl die kleur op die horison verdiep. Sy gaan sit op 'n rots. Dit is hier waar sy en Celie en Boeta so dikwels met hulle handlyne klipvissies gesit en vang het. Verder aan die linkerkant waar die rivier by die see inloop, strek die vlei lande oor die kilometers heen. Massas flaminke bondel enkel diep saam in die vlakwater, wat nou die okerskakerings van die lug weerkaats. Dit is hierdie beeld wat sy so dikwels in Silverkruis probeer oproep het. Sy kon nie. Al wat sy daar in die oneinde vierkant kon sien, was die betonmure met die rolle lemmetjies draad boop en die reuk van die urine. Baie van die vroue het hulle broeke gereeld daar buitekant afgetrek, selfs onder die wakende oë van die bewaarders. Die sagte, diep stem wat skielik agter haar praat, laat haar skrik. Dis 'n wonderskone gesig, né? Die man dra 'n swart pak en wit tas. Sy netjiese skoene hang aan die veters oor sy skouers. Sy donker oë is vol deernis. Hy hou 'n verkyker na haar uit. Sy neem dit en word bewus van die volkome rustigheid van sy bewegings. Sy kyk 'n rukkie met die verkyker na die flaminke wat, asof op bevel, met eens grasieus opstyg. Sy gee die verkyker terug en sien die Bybelsak onder sy arm. "U is vlaktevleis se predikant," raai sy. Hy steek 'n warm hand na haar uit. "Gerald Killian, jy's reg. Ek is die pastoor hier. Leandra van Helberg." Die naam moes sy belangstelling geprik het, merk sy, want sy ore is ondersoekend, vraend op haar. "Van Helberg? Jy is nie miskien Celie se suster nie?" Sy kyk hom huiwerig aan. Ek is die een wat in die tronk was. Ek is gister ontslaan." Hy kyk nie meer na haar nie. Sy oë tuur oor die rotse waar die vlakbrandertjies teen die klippe klop, klop, klop. "Prys die Here," sê hy. "Die skepping juig oor jou vryheid." Die man het 'n stilte oor haar gebring. 'n Stilte wat gemaklik voel. "Ek weet nie of ek regtig vry is nie," sê sy na 'n rukkie. Die kerkklok begin naby lei. Miskien sal hy nou haastig raak, dink sy. Miskien is hy op pad om te gaan preek, maar hy roer nie. 'n Vlakbrandertjie spoel oor sy kaalvoete. "Ek het kort na jou hofsaak hier aangekom, of liewer hierheen teruggekom, na baie jare. En toe het die mense nog baie daarvan gepraat. En hulle sal weer praat, nou dat ek terug is. Hoekom voel jy nog nie vry nie? Daar is dinge wat ek nie kan aanvaar nie. My deur is oop vir jou. Die uitnodiging is eenvoudig, opreg." Sy voel trane wat diep agter haar oë gaan brand. "Dankie, Vader Gerald." Hy glimlag. Sy draai om en begin terugstap. Sy gaan staan 'n eind verder en kyk terug. Hy sit op 'n rots en is besig om sy skoene aan te trek. Hy kyk op en wyf vir haar. Sy wyf terug, steeds bewus van die vredige stilte in haar. "Ek het so 'n pas engel ontmoet," dink sy. Een sonder skoene en sonder skanse. Sy loop terug tot in die dorp. Die skemer is stadig besig om toe te sak. Wanneer sy voor Miss Sweetie se kafee gaan staan, oorweldig die bekendheid van die plek haar met nostalgie. Is dit moontlik dat ek meer as 1000 kilometer weg van Silverkruis af is?
Sy gaan sit op die stoeptrappie en steek 'n sigaret aan. Die geluide van die dorp kom asof van ver af aangesweef. 'n Hond wat blaf, kinderstemme wat roep, 'n motor wat bokant in die groot pad verbydreun. "Vir wat sit jy hier, Lientjies?" dring Boeta se stem tot haar deur. En dan eers sien sy die groot figuur aangestap kom. Sy kyk op na hom toe en kan steeds nie glo dat dit regtig die Boeta is wat sy geken het nie. Hy kom sit by haar en steek sy lang bene voor hom uit. "Ek het sommer kom kyk, Boeta, of alles nog is soos wat ek dit kan onthou." "Dis maar soos dit was. Onthou jy nog goed ons blinde mol hier op die stoep gespeel?" "Ja, dan abba ek vir Silly terug huis toe. Dan skree sy oor ma se sweets." Sy glimlag en voel hoe dat hy na haar kyk. "Yes, like Lientjies, ek kan nie glo jy is hier so nie." "Ek probeer dit nog self verwerk, Boeta. Wil jy inkom?" Maar hy het gesê ek moet kom check op die agtervenster opgeknip is. Hy sluit die kafee se deur oop, skakel 'n lig aan. Sy gaan binne en bly verwonderd staan, oorweldig deur honderde herinneringe uit die vorige lewe. Die stewige toonbank met die glasflesie vol lekkers, die oorvol, deurmekaar rakke, gepak met enige ding onder die son, van visgerye tot fietsbande tot suiker en koffie. Agter in die kafee is 'n klein tafel vol rekeninge en papiere en Aansweetie se breiwerk en die ketel. Boeta kom terug van die pakkamer af en haal 2 blikkies Coke uit die yskas. Hy gee een vir haar en gaan sit op die koeldrank-kus. Sy trek 'n bankie nader en kom sit by hom. Hy kyk haar afwagtend aan. "En wat het Silly toe gesê toe sy jou sien? Ken sy vir jou?" "Ek dink sy ken my. Ek het haar baie vertel van jou, van hoe ons saam gespeel het toe ons klein was. Sy het groot geword." Boeta is nie een wat baie praat nie. Sy stem kom stadig. Nou is sy verbaas dat hy tog soveel te sê het. "Nee, Lientjies." Hy stoot lig oor sy lippe. Sy het nooit groot geword nie. Sy het op 11 jaar loop vassteek. Haar tong ook, op daai dag. Ek wonder nog altyd. Hy bly stil. "Wat, Boeta?" moedig sy hom aan. Maar glo vas dat Silly nog nooit weer gaan regkom nie. Hy knak sy koukblikkie oop. Die ontploffing het haar hele lewe uitmekaar geruk. Die hele eis, haar ma, haar pa en toe nog die skietery. Alles op een dag. Hy vryf bewoe met sy groot hande oor sy oë. "Boeta," sê sy sag. "Weet jy dat ek bly was dat my ma hulle nooit geweet het van wat ek gedoen het nie? Dat het hulle gespaar gebly het." Hy snyf. "Ma sê ons moet nie bly karring aan die dinge van die klein kloof nie." "Nee, Boeta, ek sal nie ophou karring tot ek weet wat daardie middag gebeur het nie. En wat Gilbert Redlinghuis daarmee te doen gehad het nie. Los dit liewer, Lientjies. Ek kan nie. Ek haat hom vandag niks minder as daardie tyd nie." Hy kyk haar lank aan. "Hy was mal oor jou. Almal het dit geweet. Mal ja. Mal van jaloesie. As ek daardie dag weer kon oorkry. As ek elke oomblik weer kon oorleef, dan sou ek hom weer wou skiet." Hy kyk haar bekommerd aan. "Just like Lientjies, jy praat van verskriklike dinge." Oom Keppie sit in die skemer op die agterstoepie van die pastorie. Hy dink aan Jemina wat vanmiddag glad nie baie vriendelik met hom was nie. Seker oor hy laat was vir ete. Hy weet ook nie wat haar jaag nie. Seker maar die stres van al die dinge wat voor lê. Sy sal by die skool moet bedank en dan sal daar 'n ander prinsipaal in haar plek moet kom. Vos Philander sal seker die pos bring. "Broer," kom Koster se stem uit die skemer. "Wat sit broer so alleen in die duister?" "Ek dink," sê oom Keppies. "Waar is die mense?" Gerald en Jemina is uit op die sieke besoek. Aunt Gertie Suister het 'n kiem. Sy lê plat met 'n maag. Koster kom sit by hom op die stoepbankie. Min mense weet dat Koster se regte naam eintlik Johannes Kaiman is. Toe hy die Koster van die Vlaktevlei gemeente geword het, het hy Koster geword. Maar hy is nie meer net 'n Koster nie. Hy is ook Aansweetie se handlanger by die kafee. Die 2 oues sit ruk doodstil en dan kyk hulle na mekaar asof die een weet wat die ander een dink. "Broer," sê Koster gewigtig. "Dis nie 'n maklike dag nie. Ons het 'n versterking nodig om die gemoed te laat bedaar." "Tja, dis sulke tyd," stem oom Keppie saam. "Ek wou al eerder gesê het, dis sulke tyd." Hulle kyk na mekaar en die skielike vonkel in die oë is die van 2 ondeende skoolkinders. Hulle staan op, gaan by die hekkie uit en loop tussen die bloekombome deur na die kerk se kant toe. Hulle bly aan die omkyk om seker te maak dat niemand hulle bespied nie.
Hulle glip die skemerkerk binne, waar 'n straatlig van buite af deur die gekleurde glaspanele skyn en Moeder Maria se sagte glimlag verlig. Hulle sluip verby die kerkorgeltjie tussen die banke deur. Koster haal die sleutel uit en sluit die voorraadkas oop. Hy haal 'n bottel nagmaalwyn en 2 nagmaalglasies uit. Dan skink hy die glasies versigtig vol en bære die bottel. Soos altyd neem hulle plegtig hulle plekke 3 rye voor die preekstoel in. Dis nie sommer verskink en drink nie. Dis ritueel. Eers sit hulle met die glasies en maak die harte leeg van al die lewenssorge. En so, glasie tussen die voorvinger en duim, kyk oom Keppies na sy ou vriend. Koster, ek het gedink aan die groen hokkie. Miskien kan ek daar gaan bly, as Gerald hulle weggaan. Ek kom bly by ons broer, sê Koster. Ek het al klaar met Rachel gepraat. Sy sê ja. Maak nie saak wat Rachel sê nie, dit sal nie werk nie. Jy weet hoe is Rachel. En hoe is Rachel? Sy sê vandag die een ding en môre 'n ander ding. Jy praat van my vrou, broer. Ek weet, Koster. Hoe sal ek nie weet nie? Maar jy weet ook. Koster sit 'n rukkie en dink, en nog later sug hy swaar. Ja, broer, ek moet dit self sê. Rachel is nie altyd maklik nie. En daarop klink hulle die glasies. Die enkele slukkie soetwyn spoel in die kele af met groot genot. Oom Keppie steek sy voorvinger in die glasie en veeg die laaste bietjie vog uit. Hy lek sy vinger behoorlik af. Behaaglik af. En toe gaan die kerk deur met 'n kraaggeluid oop. 'n Lig word aangeskakel. Hulle kyk verboureerd na mekaar. En asof dit voorheen geoefen is, verdwyn die glasies by die sakke en hulle suig voor die kerkbank neer, soos een man. Hande gevou, op die knie, bidend. Gerald Killian stap stadig deur die banke. Dis asof hy met nuwe oë na elke klein detail van die ou gebou kyk. Onder hierdie dak lê soveel herinneringe, soveel arbeid, soveel sweet. Kindertjies is ten doop gebring, paartjies het getrou, roudienste is gehou. Die volle spektrum van die lewe, sy lewe op vlakte vlei. Hy skrik wanneer hy die 2 ou stil figure knielend roerloos voor die 3de kerkbank sien. Oom Keppies maak sy een oog oop en dan die ander. Hy kyk skuldig na Gerald. Dankie pa, dankie oom Koster. Gerald betrag die 2 afgeleefde gesigte voor hom met deernis. Ek het julle voorbereiding baie nodig. Hy draai om en loop na die deur wat na die kerkkantoor lei. Sy gemoed voel tog 'n bietjie beter. Hy draai weer terug na die banke waar oom Keppies en Koster nou mank oorent kom. Pa, oom Keppies en Koster kyk met benoude gesigte na mekaar. Ek wou pa nog vra. Jy sal miskien onthou. Hy gaan sit by hulle in die kerkbank. Die van Helberg meisie, die een wat in die tronk was. Oom Keppies se antwoord met 'n alwetende blink. Oom Keppies antwoord met 'n alwetende blink na Gerald. Ja, die rooi kop. Sy is ontslaan. Ek het vroeër vandag daar onderkant by die jetty met haar gepraat. Sy sê ja. Weet pa wat daardie tyd gebeur het? Kan pa onthou? Hy kyk van sy pa na Koster. Dit was 'n paar maande voordat ek en Jemina vlakte vlei toe gekom het. Dit was 'n vreeslike dag, sê Koster. Dit was oom Keppies gee hom nie kans nie. Daar was 'n ontploffing daarso in die klein kloof, daarso waar Hendrik Rooihel toe die huis gebou het met sy eie 2 hande, het hy die kliphuis daarso gebou. Hulle was mos al die jare op die soutmyn en toe hulle mos daai tyd die quarry bo in die klein kloof begin. Sy swaar van Tonder het die soutmyn oorgevat en toe is hy op die quarry. Hy het goed gedoen. Klomp van ons mense het jobs daar gehad. En toe daai dag is daar 'n ontploffing en die hele huis is uitmekaar uitgeskiet. Hendrik dood en sy vrou ook. Gerald kyk van die een gesig na die ander. Wat so 'n ontploffing was dit? Ek weet nie, sê oom Keppies. Mense het gesê dit was gas. Nee broer, dit was dynamite, weet Koster. Ons het die helse slag tot hier gehoor. En daai aand, toe gaan daai rooi kop hotel toe. Sy het daar gewerk by reception. En sy het 'n kerel gehad wat by die hotel oorgebly het. Ferdi. Hy was 'n rep, het die mense gesê. En toe gaan skiet sy hom net daar in die hotel. Hy was mors dood, pa Koster. Oomblikke lank sit Gerald sprakeloos. Gerald sprakeloos. Hoekom het sy hom geskiet? Het hy iets met die ontploffing te doen gehad? Ons weet nie alles nie, sê oom Keppies. Nee broer, jy het vergeet. Die mense het gesê sy wou nie die man die Ferdi skiet nie. Sy wou eintlik vir Gilbert Redlinghuis geskiet het. Gerald kyk hulle na denkend aan en dan sug Koster swaar. En daai dag is die laaste dag wat ou baas laas lewendig gesien is. Ou baas, vra ons Gerald. My broer ou baas Kaiman. Hy het op die quarry gewerk. Gerald vra ons al hoe meer. Is hy ook in die ontploffing dood? Nee, skud Koster sy kop verdrietig. Hulle het niks vir hom gekry nie. Hy het net soos 'n groot speld verdwyn daai dag.
Ons het hom nooit weer gesien nie. Later, wanneer Gerald in die kerkkantoor sit en werk, dink hy aan die meisie met die rooi hare. Daar was iets aan haar wat hom aangryp het. Miskien was dit haar eerlike regheidblik. Miskien haar pynlike weerloosheid. Die deur gaan oop en Jemima kom binne. Wanneer kom jy? Ek is amper klaar. Dis die spulvorms vir die ring. Hy staan van sy stoel af, op en vou sy arms om haar skouers. Jy moet my tyd gee oor Atlantis. Jy is die een wat moet besluit, sê sy, teen sy bors. Jy weet hoe ek en die kinders voel, maar ons sal berus by wat jy ook al doen. Bedoel jy dit? Sy antwoord nie dadelik nie. Sy tree uit die kring van sy arms. Natuurlik bedoel ek dit. Sy draai om en stap na die deur. Jy is moeg, jy moet nie te laat werk nie. Hy sug. Die Here sal die pad aanwys, sê hy nadat sy uit is. In Silverkruis was daar op maanlignagte saans 4 ligstrepe wat deur die tralievensters geskyn het. 4 dun repe maanlig wat oor die plafon geskuif het en die muur van die nag aangedui het. 10 uur saans was die een streep bo oor haar grys kombers en 10:10 het dit oor haar gesig geskyn. In die begin het sy geskrik vir die lig in haar oë. Sy het gedog dis 'n engel met 'n boodskap wat voor haar staan. 'n Boodskap van Ferdinand af. Maar die lig het verbygeskuif en haar alleen in die donker hel gelos. Al troos was haar hande wat soekend oor haar honger liggaam streel. Haar vingers wat net soos Ferdinand se die genot opgewerk en dan die plesier tog tot by voltooiing gebring het en haar hygend van ekstase los. Nou lê sy in die nuwe kamer onder die appelkooskleurige donstoewy en soek die 4 ligstrepe wat vir altyd weg is. Die kamerdeur gaan stadig oop en sy skrik so groot dat 'n gesmoorde geluid oor haar lippe kom. Sy kom oorent, soek bewend die bedlig se skakelaar. Dis Silly wat voor haar bed staan. Silly? Sissie. Silly se donker krulle staan woes en wild op haar kop. Haar donker oë kyk stip. Sy haal 'n lap op onder haar pyjama top uit. Mamma kan by Sissie slaap. Sy lê die lap op langs Leandra neer en trek dit versigtig met die punt van die duvet toe. Dankie Silly. Nag Sissie. Nag mamma. En toe gaan Silly uit en trek die geur agter haar toe, die deur agter haar toe. Leandra staan aan die pop met die donkerbruin bolhare. Dit het 'n voorskoot aan. Die lyfie is sag en gerond. Die oë is 2 bruin kralietjies. Die lippies is lagend en pink. Mamma. Die pad na Klein Kloof loop op teen die kliprande, agter die hotel verby. Die kliphuis, die kamers, die kombuis, koekies, die werf, kykens, die steengroof, klippe, mamma. Die trane was so lank, so diep weggesteek was. Loop uit en val op die bruin kralietjies oogies wat huil. Nes sy. Dwars deur die nag voel sy die lyfie teen haar rug. Sy droom van die werf en die huise in die kloof. Haar ma plant persvygies teen die rotsrande. Haar ma gee die hoenders kos. Silly help haar. Sy word wakker en met skielike helderheid onthou sy iets. Dis 'n vlietende gedagte wat helder deur haar brein dring. Die Italianer wat by pa was. Wie was hy? Sy slaap weer. Toe sy die volgende oggend wakker word, staan die deur effens oop. Daar is geen teken van mamma Pop nie.